Nou ja, goeiemôre almal. Baie dankie dat julle hier so is. Ons wil nou net 'n paar foto's vir julle gewys het en so aan van die oom, dat julle daarom kon 'n blik kry uit sy lewe uit. Maar dankie dat julle kom ondersteun het vanoggend. Ons waardeer dit van die familie se kant af ook. So baie dankie. Ek gaan vra dat julle saam met my staan dat ons open met gebed vanoggend. En dan sal ons dit van daar af vat. Here, dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie Vader vir elke persoon wat opgedaag het. Dankie dat U almal veilig hier gebring het. Here, vanoggend is 'n gedenkdiens aan die oom. En die invloed wat hy in ons lewe gehad het, die geselsies, die lag, elke aspek daarvan, klein en groot, Here. En dis om dit te herken en raak te sien en net dit te gedenk vandag, saam met die familie ook. Ons bid, Here, dat in hierdie tyd dat U ons gees sal oophou en sensitief hou vir U inspraak, vir U woord, vir U leiding. Heilige Gees, U is ons vertrooster. En mag ons U daai plek gee in ons lewe om daai rol te vervul. Here, seën U woord vanoggend of die gedagte wat ons gaan deel en alles wat ons gaan doen hier, Vader, dat dit tot eer van U naam sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ek sê nou maar net oom, want dit was nie vir my oom iemand nie, dit was net oom. So die oom se naam vir my is oom. Dit is vir my moeilik om te sê oom Johan, dit's nie, hy was oom. So as ek sê oom, is dit omdat hy oom was vir my. So ek het 'n kort gedagtetjie wat ek wil deel met julle. As ons klaar is, dan as daar iemand is wat voel julle wil iets sê, dan gaan ons 'n geleentheid skep vir dit. So dink maar so lank daaroor of jy sal wou of nie, en dan vat ons dit van daar af. Ek gaan vir julle lees uit Efesiërs 2 uit vanaf vers 4. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ou kom by 'n dag soos vandag, en daar's maar altyd emosie by betrokke, en selfs die hele oploop van dit alles. Dit is nie iets, selfs as iemand siek was, is dit nie iets wat jy regtig altyd verwag nie. Die oomblik dit gebeur, voel dit is onverwags. Nog meer so nou met die oom wat Saterdag rugby gekyk het, gaan slaap het en net nie weer wakker geword het nie. Maar ek dink oor hierdie ding en ek wonder by myself, watse ouderdom is vir ons genoeg? Watse ouderdom, almal van ons, want ons almal beleef hierdie tipe situasie menigmale in ons lewe. Watse ouderdom is die ouderdom wat jy sê, okay, ek voel alright? Is daar ooit so ouderdom? En ek weet nie, jy weet, ou praat van 79 jaar, dan dink jy, joh, dit is 'n goeie ouderdom en so, wat dit seker is. Maar op die einde van die dag, al wat ons kan doen, saam met die feit dat ons rou en emosies het rondom hierdie saak, is om te besluit, wat maak ons van hier af vorentoe? Dit is maar waaroor dit gaan. Hoe gaan 'n mens aan? Gaan 'n mens aan met verwyte? Gaan 'n mens aan met vrede in jou hart? Hoe gaan 'n mens aan van hier af? Ek dink as ons in die lewe praat oor mense oor die algemeen, dan dink jy altyd daar's nog iets wat ek kon gedoen het. En ek dink as ons van mekaar praat, wat kennisse en vriende is, dan dink jy ook, daar's iets wat ek kon gedoen het.
Maar baie keer gebeur die lewe en daai ding wat jy selfs dink jy kon gedoen het, doen jy nie. Tot op 'n dag soos vandag en dan voel jy, nou het ek berou, nou het ek spyt. Maar is dit geregverdig dat 'n ou in hierdie een oomblik so voel, terwyl hy eintlik 'n lewe saam gehad het? Ek dink die ding wat ons verleer het om te doen as mense in die tyd wat ons leef, is om te rou. Ons weet nie regtig wat die woord beteken en die omvang is daarvan nie. Die lewe het so vinnig en gejaag geraak, dat as jy hier klaar is, moet jy iewers anders wees. Party ouens moet werk toe gaan, daar's iets anders om te doen. Die gedagte aan hoekom ons stil raak en waaroor dit gaan verdwyn partykeer. Vir my is die ding van rou die proses om iemand se lewe saam met jou deur te werk in jou gedagte, en die goed en die sleg, die seer kry en die lekker. En op die einde van die dag op 'n plek te kom wat jy sê, maar ek het vrede oor hierdie verhouding en hierdie invloed wat in my lewe was. Daar's nie 'n tyd aan rou nie. As jy lees van Abraham en sy vrou, dan staan dit Sara het gesterf en Abraham het gerou, en dan sê die Bybel op 'n dag, en ek weet nie hoe lank dit was nie. As jy gaan kyk na Moses, toe Moses op die berg klim en hy gaan sterf daarso, toe die volk gerou vir 30 dae. Maar daar's nie 'n resep rondom hierdie goeters nie. Daar's nie 'n patroon wat ons kan volg nie. Behalwe dat elke een van ons die tyd sal uitkoop om te rou, om te prosesseer, om dit te vat van waar jy is vandag na waar die punt waar jy kan vrede hê. Was die oom volmaak? Nee. Is enige van ons wat hier sit volmaak? Nee. Dit is die lewe. Wat baie keer gebeur is 'n ou bereik net 'n punt soos hierdie en dan dink jy partykeer net aan die foute. Maar ons het ook foute. Ek dink by myself toe ek besig is hiermee, wat gaan ouens eendag sê oor my? Want gewoonlik terwyl ek daar is, gaan hulle sê, nee, hy's so right en hy's oulik en hy's whatever ook al. Maar wat gaan hulle sê? Hy was doetjie. Sy was. Want van almal van ons kan ons sê, hulle was sleg. Hulle het my seer gemaak, hulle het my te nagekom, hulle het so gemaak. Maar hierdie proses waar ons nou is om deur dit te werk en te kom en sê, weet jy, ek het iemand in my lewe gehad wat 'n invloed gehad het. En wat kan ek vat van daar af vorentoe? Wat is die gevolg van dit? Nalatenskap, legacy, gaan nie oor 'n ou wat vir 'n kind 'n huis agterlos en ons geld in die bank en al so nie. Ons is die nalatenskap. Ons, wat hierso sit vandag. Ek is nie die oom se kind nie, maar ek het die oom vir jare geken. Maar hy het 'n effek in my lewe gehad. Ek is deel van die nalatenskap. Ek is deel van die legacy. Ons praat in die week, ek en Tasha, ons sê eintlik wat ons moet doen, is ons moet 'n biltongkoek hê en ons moet die eindstryd rugby game wys van 2 jaar terug en ons moet grappe maak oor Manie Lebok. Verstaan jy? Dit is meer hoe ons dinge eintlik moet doen, hè? So, maar hier is ons nou. Hier is ons nou om te sê, maar wat is die effek daarvan? En ek wil vir jou sê, almal van ons is geaffekteer op 'n manier. Een of ander manier. Maar kan ons die proses hanteer van hier af en aanstap van hier af en sê, weet jy, waar kom die effek van hierdie persoon in my lewe? Waar gaan dit my bring? Waar gaan dit my vat? Een van die goed wat Reino vir my vertel het, en ek het geweet, ek bedoel van ons, julle sal ook geweet het geweet het die oom het al geskryf en al so aan, maar al die goed wat hy geskryf het. Ek bedoel, kyk na al hierdie foto's en prente, die fotoboeke wat hulle het maak het. Die ander dag toe hy dit vir my wys, dink ek, ek dink nie ons het soveel foto's op enige foon of kamera wat ons besit nie. Okay? Maar die goed wat belangrik was, die gedigte wat geskryf is, 'n man wat dit nie altyd die woorde gehad het om dit woordelik so te praat soos wat ek miskien dit doen nie, maar wanneer hy die pen op die papier gesit het, het daar uitgekom. Dit wat hier binne aangegaan het, wat niemand kon sien nie. En dan baie keer wat gebeur is, dan is ons offended omdat 'n ou nie kan iets sê nie. Maar miskien moet ons almal gaan lees wat geskryf staan.
Daar is boeke vol van gedigte en goed oor mense en sy hart in 'n spesifieke saak. En dit is die goed waarna ou moet vashou. Maar ons praat oor lewe vandag en dan is die ding vir my en vir jou om te sê, ons leef nog. Hoe is die lewe vir ons? Daai skrif wat ek gelees het, uit genade is jy gered. Ek glo dit is wat met die oom ook gebeur het. Uit genade is hy gered, deur die geloof. Ja, Matthys, hy het nie baie kerk toe gegaan nie. Ja, gelukkig staan daar nie uitwerke nie. OK? Want as 'n ou die vermoë het om dit te doen, dan doen jy dit. As jy kan gaan en wat ook al uit genade is jy gered. Kan ons vandag sê, uit genade is ons gered. Ons praat oor 'n vers wat ons baie keer hoor by geleenthede soos hierdie wat sê, ek het die goeie stryd gestryd, die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Maar onthou net die ou wat dit gedoen het, kan dit sê. En wat ons baie keer wil doen is, ons wil wys. Baie keer om fokus van ons af te haal. Ons wil wys. Ons wil sê, ja, nee, ek is nie so seker daaroor nie. Dit maak nie saak hoe seker of onseker jy voel nie. Dit gaan oor 'n besluit wat daai individu gemaak het voor God. En die vraag is, wat se besluit het ek en jy gemaak? Is ons besig met die goeie stryd? Is ons besig met die wedloop? Is ons besig om die geloof te behou? So die effek van dinge op ons lewe, soos wat hierdie baie kere effek op ons lewe het. Maar die vraag is, wat se effek het onvergewensgesindheid baie keer op ons lewe? So jy leef nog, maar daar's iets wat maak dat dit jou terughou. Ons het gisteraand, ek sê nou vir pastoor Marius ook, ons het 'n kursus wat ons eenmal 'n week bywoon by die kerk of aanbied, 70x7 en gisteraand se les is toe nou juist dit en ek het hierdie goed nou al voor dit neergeskryf en so aan, maar die fases van onvergifnis, dat dit kan begin by anger en dat 'n volgende stap kan wees resentment. En dan ewe skielik kom 'n ou agter, ja, ek was nogal kwaad vir mense in my lewe. Ook nie lank terug nie. En dan besef ek moet kyk na onvergifnis. En resentment, dan besef ek toe die derde taxi nou voor my inry. Dis nie die ou wat my originally kwaad gemaak het nie. Hy was nommer 1. Maar toe resentment uitkom by taxi 3, toe besef ek het onvergifnis. Wat is die effek van onvergifnis op ons lewe? Ons wat hier sit, wat moet aangaan van hier af? Wat is die effek van keeping up with the Joneses op jou lewe? As iemand dit het, moet ek dit hê. Ek en Reino ken so 'n ou, hy's nie hier nie, moenie worry nie. Maar ons ken so 'n ou. As iemand dit het, moet hy dit het, maar 'n beter model, 'n beter een. Wat is die effek van dit op jou lewe? Wat is jou lewe in so 'n situasie? Wat is die effek van familie en vriende op jou lewe? Want ons praat van lewe, ons is hier vandag. Dank die Here daarvoor. Wat is die effek van familie en vriende op jou lewe? Is dit familie en vriende, dis die naam wat jy noem, maar eintlik wil jy hulle weghou van jou af, maar dan moet jy hulle iets anders noem. Maar as dit jou familie en vriende is, moet jy hulle nader trek, want hulle moet 'n effek hê in jou lewe. Maar laat ons dit toe. Ons sê nou, baie van ons sien mekaar omtrent net op begrafnisse. Wie gaan 'n change? Wie gaan daai besluit maak om te sê hierdie ding moet verander? Dat ons meer tyd met mekaar kan spandeer. Wat is die effek van tyd op jou lewe? Tyd. En van ons sit hier, ons sê nee, maar jy weet, ek is ook nou al ouer. Maar so what? Beteken nie dit ophou lewe nie. Beteken nie daar's nie meer 'n doel vir jou of iets om te doen in hierdie lewe nie. Dit beteken nie dat daar nie 'n impak kan wees van jou teenoor iemand anders nie. Ek like om vir die ouens in die kerk te sê,
dat die Bybel sê dat die ouer manne met die jong manne leer, die ouer vrouens met die jong vroue leer. Het ons dit nog? Waar tannie sit en sy wys vir die kinders hoe om te bak en te brou, whatever sy wil wys vir hulle. Waar oom sit, 'n ouer man, en vir die kinders besig is vir die seuns, hy leer hulle iets, al is dit 'n beginsel van hierdie lewe. Wat se effek het tyd op ons wat lewe? Wat se effek het die Here op jou lewe? Kan dit jou verander? As jy sê, maar ek ken die Here, is jy besig om toe te laat dat hy jou verander voortdurend? Wees heilig, want ek is heilig. Dit staan geskryf. Uitverkies vir 'n spesifieke taak, is wat die woordjie beteken. Wat se effek het die Here op jou lewe? Ons wil baie keer so praat oor ander, en so die fokus afval van ons af, maar jy is die een wat nog lewe. Jy is die een wat nog 'n verskil en 'n impak kan maak hier waar ons uitgaan vandag. Ek het van julle, ken ek, en ek het julle lanklaas gesien, ek is so bly om julle te sien. Karen, ek sê nou vir, sy kan nou nie my so mooi onthou nie, maar omdat ek so soet was, sy was die stout en so ek onthou haar maklik. Maar ons was saam op jeugkampe gewees. Ek en sy, voor ek nog vir Reino leer ken het. Hy wou glad die kerk toe kom, lyk dit my nie. So, ek het al daai jare laas gesien. Dit is so lekker om mekaar te kan sien vandag. Ons is in die lewe. Ons het die lewe. Die Here sê vir ons, dood en lewe, kies lewe. Hy sê, ek wil vir jou lewe gee in oorvloed. Jy weet, 'n ou kan kyk na die oom en sê, ek weet nie het hy lewe in oorvloed gehad nie, want ons wil dit meet aan goed. Jy weet, het hy die beste van die gehad, het hy die beste van daai gehad, kon hy meer van die gehad het? Die antwoord gaan altyd wees ja, vir ons almal. Jy kan altyd beter en altyd meer. Daar's altyd iemand beter en meer, okay? Maar ek wonder, as jy nou moet vra, nou vandag, dan gaan hy sê, nee, ek het dit so geniet. Ek bedoel, Johan, Eddie, rugby op 'n Saterdag, praat net nonsens, drink koeldrank, braai, die hele slaghuis word gebraai, jy weet, so, natuurlik. Maar weet jy wat? Miskien as jy vandag moet vra, sê, weet jy, ek voel vere daaroor, want waar ek nou is, daar is geen comparison nie. Daar is niks wat kan kom by dit wat ek nou ervaar nie. Maar die ding is, dit is ons voorland ook as ons reg kies. Ons wat nog lewe. So ek wil julle aanmoedig, en as ons iets kan vat, ek is sleg met skryf. Toe ek nou sien wat die oom skryf, dan dink ek, die gawe wat hy gehad het om dit te doen. Ek wil nie eers my handtekening op iets maak nie. Ek is sleg daarmee. Maar is iets wat ek opkyk en dan sê, dis amazing vir my. Jy weet, dat hy dit kan doen. Ons as 'n gesin is sleg met foto's. Dan sien ek al die foto's, ek weet nie waar hy aan dit alles kom nie. Maar hy het dit. Daar is soveel goed wat ek kan vat en sê, weet jy, ek moet oplet. Ek moet oplet na sekere goeders, wat hy nagelaat het. Okay? Sodat ek kan kyk, sodat dit tot my voordeel kan wees. Ek sluit af. Elke keer, en ek gaan nou half sê die hoofkarakters in die Bybel, die ouens van wie jy lees en die vrouens van wie jy lees en so aan. Elke keer wanneer een van hulle gesterf het, was dit sodat daar iets nuuts kon begin. 'n Nuwe fase, 'n nuwe begin, 'n nuwe deurbraak. Toe Moses klaarmaak, toe is dit beloofde land. En so heeltyd gaan hierdie storie aan. En ek wil vir julle sê, net so, die een sterf nie sodat, dis nie dit nie, maar die bottom line is, ons is hier om te sê, wat gaan ons van hier af doen? Wat is dit wat nuut is van hierdie oomblik af? Wat is die nuwe rigting, die nuwe begin? Is daar iets wat ek moet herstel? Is daar iets wat ek moet aan werk? Wat verander van hierdie oomblik af?
as ons die Bybelse patroon vat, ek dink daar is goed om te verander. Ek dink die oom het 'n effek gehad. Ek dink daar is 'n nalatenskap. Ek dink daar's iets om te leer, daar's dinge om na te kyk. As ons net bereid is om te sê, Here, help my om te change. Want dis wat nodig is op die einde van die dag. Dat ons ook sal bereid wees om te verander en in 'n nuwe rigting te beweeg. So, dis my gedagte. Ek kan veel baie goed oor die oom vertel, maar ek dink die storie sit hierso. Die storie sit hierso. Okay. Die feit dat die oom gesê het hy wil veras word en daar by die Kromrivier, julle sal weet, almal van julle wat familie is, ken die gate. Julle ken die stories meer as wat ek die stories ken. So, kom ons vat dit van wie hy was en onthou dit. Okay? Ons onthou dit want dis waaroor dit gaan vandag. Maar kom ons neem ook aksie. Ek gaan 'n geleentheid gee as daar iemand is wat iets wil sê. Al is dit om 'n storie te vertel of whatever ook al 'n gedagte rondom die oom. As daar enigiemand is, dan wil ek geleentheid gee dat jy na vore kom en dit doen. So, onthou, dis nie 'n moed nie, jy hoef ook nou nie te worry hieroor nie. Dit is net, as dit iets is, as iemand wil iets sê, dan kan jy dit doen. Ek sou nou soontoe geloop het, maar hulle wil Tannie op die kamera hier, so. Goeiemôre almal. Die derde ry daar, ons was saam met Johan op skool, Wiemarsdorp, Nikomelan. En hy het, ek dink dis nou 12, 13 jaar terug, hy het ons 50ste skoolreunie gereël. Die hoofseun en die hoofmeisie het niks gedoen nie. Hy het eiehandig dit begin, saam met Helena wat ook hier is. En op daai tydstip het hy al die moeite gedoen om almal se e-posse te kry, hulle adresse, die gade se name en verjaarsdae. Ek het nou nog die blaadjies wat ons het met almal se inligting op, mens nog kan na kyk. So dit was vir ons 'n groot oomblik, toe ons daai naweek almal bymekaar kom wat ons in seker 25 jaar nie gesien het nie, en weer herken het. So, dit was Johan se dryfveer gewees, anders het dit nie gebeur nie. Ons 60ste het ons nie gehad nie, juis omdat daar nie iemand was wat daai skoene kon volstaan en weer doen nie. Dit was nogal bietjie jammer vir ons, want die ander kinders voor en na ons het hulle sin gehad. Maar ons het na die 50ste jaar het ons nou almal weer die drade opgetel en in 'n groot mate goeie kontak gehou. Dat ons daarom van tyd tot tyd gaan saam eet het, tee drink het. Nie genoeg nie. Dit besef ons, dit was nie genoeg nie. Maar dit was baie lekker. Verlede jaar was ons by Rein en Natasha se huis, toe Johan verjaar het. Sy daar vir ons ontvang. En dit was baie lekker saam ook gewees. So ek wil net ook sê van wat hy geskryf het. Van die maats het op ons Facebook, het hulle stukkies gepos wat hy geskryf het. Hy het, Khalil Gibran was hy baie erg oor. Hy het dit vertaal, nee Helena, dis ek reg onthou, het hy van dit vertaal en in 'n boek gesit. Ja. So hy het baie talente gehad wat ons nie eers van bewus was eintlik nie, soos ek nou vir Isaac gesê het, daar's 'n leeftyd wat ons eintlik nie van mekaar veel geweet het nie. Maar ons dink aan die gesin. Hy was baie lief vir julle. Hy het ook gesê julle is baie goed vir hom en die kleinkinders ook. Hy was regtig baie baie lief vir julle. Ons dink aan julle. Is daar nog iemand wat ook iets wil sê?
OK. Ek gaan vir oom Kulu vra om vir ons die bedankings te doen. So, dankie oom. Hallo, ja, ek is my broer Donkie se jongste boetie, Kulu. En ek het gehoor en gesien hoe moeilik dit vir thuis was om te sê oom Donkie. Want daai naam het hy gekry en hy het dit gehou vir 'n baie tot nou toe. En daar's min mense wat actually weet sy naam was Johan. Dankie vir daai woorde. Ek het ook gehoor jy twyfel om te sê donkie. Maar hy het, as jy die woord donkie vat vir 'n naam, is dit eintlik 'n bietjie van 'n belediging amper, want as jy nou regtig lomp is en jy doen iets verkeerd, dan het my ma altyd gesê jy's 'n regte donkie, maar dit is nog voor hy sy naam gehad het. Maar hy het sy naam gekry eintlik nadat hy ontwikkel het hier van standaard 8 af, toe het hy 'n ongelooflike goeie sportman gewees. Uitstekende rugbyspeler, cricket, en hy het later ook 'n beautiful sanger geraak en 'n digter van formaat. So hy het so in daai rigting ontwikkel, maar omdat hy 'n bal so ongelooflik ver en akkuraat kon skop, het sy kinders op skool gesê en die ander ooms en tannies wat kom kyk het, hy skop soos 'n donkie. So goed skop hy, en dit is waar sy naam vandaan kom. En die naam donkie het by ons wat nou naby aan hom was en groot geword het saam met hom, dit het gebly en dit het al sagter geraak. Jy het nooit gedink aan 'n donkie as jy sy naam sê nie, jy dink net aan hierdie ou se skiel. En hy het so ontwikkel dat hy eintlik ons siblings se held geraak het. Hy was goed in alles en hy was uitstekend. Dis die eerste dankie wat ek wil sê. En dan die een wat ek eintlik heel eerste moes gesê het, is ons Hemelse Vader. Dat hy vir donkie so veel jare saam aan ons geleen het en dat ons hom kon ervaar het. Baie dankie daarvoor. Hy was ons oudste broer en amper die vlagdraer van ons gesin, selfs die neef en niggies ingesluit. Ek het nou, ja, ek wil net ook dan sê dat, so dankie aan die liewe Vader dat hy ons geskenk is met hom terug op aarde. Dink ek die tweede persoon of die groep wat ek wil bedank is vir Reinou en Tasha. Ek kan nie anders as om vir julle groot dankie te sê nie. Die wyse waarop julle pa en oupa saam met die kinders versorg het, ek wil net vir julle sê, julle het gedoen wat reg is. Sonder aarzeling om gaan haal het by ons tuiste op Emmausdorp en om net eenvoudig ingeneem het by julle huis. Na my mening seker van sy gelukkigste jare op aarde. So baie dankie daarvoor, ons haal ons hoedens op vir julle. Ek het gereeld kom kuier daar by julle en die liefde en respek waarmee julle kinders met hom omgegaan het, is vir almal vir ons 'n voorbeeld. Ek het Tasha, jy is eintlik die unsung hero, soos Sanita gisterand gesê het, in die hele verhaal, want jy het daagliks elke minuut saam met hom deurgebring, en ons wil vir jou sê baie dankie. Die blywende ding is van dit, is dat ons word nie jonger nie. Niemand word jonger nie. En dat julle twee donkie se ouderdom, en as julle twee donkie se ouderdom bereik, is die kanse uitstekend dat die voorbeeld wat julle gestel het vir julle kinders,
dalk na julle ook omgesien gaan word op dieselfde wyse. So baie dankie daarvoor en dan nog verdere dankies wat ek gekry het om te doen. Is ek het 'n boodskap van, ek het eintlik haar nooit ontmoet nie, Tannie Soekie Voet wat in Kaapstad by wie gewoon het 'n tydperk gesê sterkte vir die familie en baie dankie vir die tyd wat hy daar kon spandeer. Dan het Reino hulle gevra ek moet vir pastoor Morne Koetser van Sherwood Volle Evangelie gemeente dankie sê vir die gebou en vir sy kerk wat ons kan gebruik. Almal wat ver gereis het, ek weet Karen hulle en Elsa hulle het ver gereis en ek is seker van dis nog mense. Baie dankie vir daai moeite, ons waardeer dit. Jannie en Alma Kamfer van the Word of Faith gemeente vir hulle bystand en ondersteuning. Debbie en Beverly van Gift of Dignity begrafnisdienste, baie dankie vir die pragtige manier wat julle hierdie proses hanteer. Letitia Pau vir haar hulp en ondersteuning, baie dankie. Jan Olkers wat die video-opname en die klank behartig, baie dankie daarvoor. Jan, ek glo nie is jou skuld dat die krag afgegaan het nie. Dan pastoor Marius Swanepoel vir die huis van heerlikheid op Uitnaag vir die gebruik van hulle toerusting om die video te maak. En dan Derek en Rihanna Elias, baie dankie vir julle vriendskap en ondersteuning. En dan wil ek net 2 skrywers voorlees. Een wat Karen vir my gestuur het om te lees en een wat Reino gestuur het. Oupa, soos ons hom in die huis genoem het 'n stil, onuitwisbare merk op almal gelaat. Hy het altyd die goeie in enige situasie of mens gesien. As julle hom geken het, sal julle verseker weet dat hy 'n grappie van enige situasie gemaak het. Hy het die wêreld gesien deur die lens van humor en hoop en het selfs die eenvoudigste, moeilikste situasie omgedraai in 'n grappie. Hy het nooit 'n kans laat verbygaan om almal om hom te laat lag nie. 'n Kuier in sy geselskap was nooit ongemaklik of oninteressant nie. Hy het nooit gekla nie, al het hy elke rede gehad daarvoor. Was dit iets wat ek nooit uit sy mond gehoor het nie. Hy sou eerder glimlag of lag oor die situasie en iets opper soos, dit kon erger gewees het. Ons kon sonder brood gesit het. Hy het 'n seldsame optimisme gehad, 'n standvastige, hardkoppige soort van optimisme. Die soort wat sê, die lewe is steeds mooi, selfs op moeilike dae. Hy het altyd 'n silwer randjie in alle situasies gesien. As optimisme 'n Olimpiese sport was, sou hy elke keer goud gevat het en dan 'n snaakse gedig oor die oorwinning geskryf het. Sy geloof was diep, nooit luidrigtig nie, maar altyd teenwoordig. Ons kon dit sien in hoe hy mense behandel het en die rustigheid waarmee hy 'n situasie hanteer het. Hy het sy geloof geleef met rustigheid en ontspanne aard, gepaard met persoonlikheid wat so groot is soos wat 'n kamer kon vul. Hy het letterlik sy laaste 10 randjies vir iemand in nood gegee, want sy redenasie was dat ons weer sal ontvang. Papa was baie lief vir skryf, gedigte, kortverhale en stories, maar ook 'n voltydse grapmaker waar hy sy verbeelding kon uitstort op papier. Daar was nie 'n kuier in die laaste paar jare wat ek by hom was waar ek nie gelag en grappe gehoor het nie. Al is dit een wat ek al reeds 50 keer gehoor het. Een van sy gunstelinge was om te vertel van Tannie Lina wat eendag vir oupa vra. Tannie Lina het so 'n fyn stemmetjie gehad. Skuins oorkant ons op die Maandorp gebly. Witman! Sy het altyd so my pa gesê, Witman, jy moet vraggies van môre help. Piet het so lus vir Kentucky. Vandag
en ek kry kuiermense vanmiddag. Weet jy, ek het die resep, ek het die rys, ek het die groente, ek het die speserye en die jam. Het jy nie vir my 'n hoender om te leen nie? Een van die kosbaarste besittings vandag is sy boekie wat hy geskryf het, Egos van Gister. Die boekie is vol van sy grappe en stories van sy verlede. Ons gaan sy lag, sy wysheid, die manier hoe hy met mense belangrik laat voel het, vreeslik mis. Waar hy nalatenskap laat, wat 'n nalatenskap laat hy nie agter nie. Dankie pappa vir jou vreugde, jou geloof, jou goedheid en die stories, wat ons altyd in ons harte sal saamdra, met 'n glimlag sal onthou. Ons is baie lief vir pappa en gaan pappa ongelooflik baie mis. Tot ons weer ontmoet, Karen. Dan Reino, sy brief wat hy vir my geskryf het. Dit is eintlik so 2 gesprek tussen hom en sy pa. Dit reën lekker, ek sien so pa. Dit maak weer die aarde goed en nat en die tanke vol. Hier is pa se kos, dankie seun. Wat is op julle agenda vir die naweek? Nie veel nie pa, ons gaan maar rustig wees. Dis reg so my seun, julle moet lekker rus. Pa laat roep my laasweek spesiaal na sy kamer en ek dog ek moet hom kom help stort. Seun sê, ek wil net baie dankie sê vir alles. Sê vir Tasha en Megan en vir Ryan, dis reg. Sê vir Tasha en Megan en Ryan, dis reg pa. Ek sê, moenie worry nie, ons doen ons ding. Ek sal vir Tasha en vir die kinders sê. Pa weet nie wat dit is om te kla nie, alles sal regkom sê. Hy eindig op met sug in slegs een oog. Shuffle van die een vertrek na die ander en steel sweets as niemand kyk nie. Hy verloor nader aan sy groottoon en ons moet seker maak dat sy voet bly in die lug om gesond te word. Dit beperk sy beweging nog meer, maar jy hoor nie 'n woord van klagte uit sy mond nie. Dankie, dankie, dankie met elke maaltyd. Na elke gesprek tot die heel laaste gesprek. My pa kon nooit sy diepste gevoelens oor mense met mense deel nie. Hy kon wel sy liefde verklaar vir die hoek, vir Himansdorp, sy grootword saam en diegene wat naaste aan hom het nooit werklik geweet van sy seer verlange, ongelukkigheid en liefde nie. Totdat ek op 'n breinboks in die garage afgekom het. Wat hy saamgebring het van die ouete huis af. Sy liefde vir my ma, ons kinders, oupa Jan, pa Bertus, ouma Ellie en ma Vai, Marius, Sandra, Kulu, Wolla, Elsa en nog vele meer was sonder limiet. Hy het sy siel op papier uitgestort, partykeer kripties en oor persone kripties oor die persone wat hy skryf, maar tog genoegsame woorde om vir ons presies te laat weet hoe hy gevoel het. Hy het 'n skatkis van woorde op papier vir ons gelos. En nou is dit my beurt om te sê dankie pa. Dankie vir die liefde pa, het nooit verneder gehad, verkleineer, gedruk, afgepraat of verwerp nie. Pa het eintlik gesukkel om ons te dissiplineer. Ma moes baie keer pak gee. As ek sien hoe deurmekaar die wêreld vandag is en wat agter geslote deure met kinders gebeur, is ek net meer as dankbaar vir pa hoe ons groot gemaak is. Pa se bedoelinge was eenvoudig net om aan ons goed te doen en lief te hê. Dankie, dankie, dankie pa vir alles en nog meer. My fondasie is gelê en vandag het ek my eie koring op die lande. En eendag sal ek ook my laaste dag op die aarde hê. En ons sal saam die Skepper aanbid en dit goeding om aan ons wat dit goeding om in ons lewe te skenk. Pa se laaste wens uit die een van die gedigte. Veras my strooi my stof. Veras en strooi my stof. Daar waar die branders teen die kranse ontplof. Daar waar die see my oorblyfsels kan vergruis en ek opnuut van lewenskrag bruis.
in my nuwe domein, in my nuwe huis. Dankie Reino. So dis wat ek het. Ek weet nie of daar nog is nee, ek enige een natuurlik is welkom, maar ek dink daar is nog 'n bedanking of twee. Dankie oom, ek waardeer dit. Ek het 'n roemer gehoor dat terwyl die oom se naam Donkie was, dat hy het blykbaar ordentlike bene gehad. Ek weet daar's 'n bene storie ook so. Maar Johan, ek gaan vir jou vra om gou na vore te kom. Dankie man. Hallo, goeiemôre. Ek sou nooit vir hom sê donkie nie, want ek is te bang hy skop my. Veral as ek hoor hoe ver hy 'n rugbybal kon skop. Vir my was hy maar altyd oom JR. Ek het hom geken as oom JR en so het ek hom aangespreek. Ek ken oom al vir 'n geruime tyd, maar die afgelope 4 jaar het ek hom baie beter leer ken, want Saterdag was rugbydag. Het ons gesit en gesels en ja, ongelukkig het van die spelers, as hulle ons gehoor het, sal hulle nooit weer rugby gespeel het. Maar ons het lekker gelag en wat ek van hom gehou het was, hy kon so uit sy maag uitlag. Maar verlede Saterdag, so 1 uur se kant, toe kom ek al by Reinhold aan en vra hy so pa, nee, hy is in die kamer en gaan kuier hom. En ons het lekker gesels so vir 10-15 minute. Min wetende dit wat was my afskeidsbesoek gewees. Maar ek is die Here dankbaar, ek kom met hom gewees het en lekker gechat het. Reinhold het my gevra dat ek net gou 'n briefie moet lees. Oom Kulu pa gedenksdiens 10 April 2025. Ek wil 'n baie spesiale dank aan oom bring vandag. Ek dink nie mense is bewus van wat oom vir my pa en baie ander mense gedoen het en nog steeds doen nie. Ek vra myself af, wie is Jesus vir my? En die antwoord is maklik. Nie die konvensionele Christelike antwoord nie. Vir my is Jesus die persoon wat my help in my tyd van nood, nie noodwendig die persoon wat verklaar, ek bid vir jou nie. Nie dat ek gebed en ondersteuning wil afskiet nie, maar in my ondervinding is oom vir my die beeld van Jesus. Nou en hier. Die persoon wat sonder verpligting vir my pa finansiëel gehelp het, sonder om te kla of enige iets terug te verwag. Oom stuur weer, dit het gereeld gebeur die afgelope ten minste 8 jaar, iets lekkers vir my pa, 'n rukkie terug en ek sê, dankie oom. Die ou man sal dit baie geniet en oom sê, dankie dat julle so mooi na my broer kyk. Dit is wat vir oom belangrik is. Oom is 'n omgee mens, maar baie mense gee om, maar slegs sommiges help. En oom was vir my en Tasha staatmaker oor die afgelope jare gewees. Ons het geweet dat oom altyd ons selfsugtig bygedra het tot my pa se welstand en daarvoor is ons baie dankbaar. My pa was geweldig trots op en was baie lief vir oom. Hy het baie opgekyk na oom ten spyte van die feit dat oom jonger as die Magnificent 3 was. Dis nou Volla, Elsa en my pa. Hy sal altyd vra, iets van oom Kulu gehoor? Of onthou oom Kulu verjaar? Of tannie Elsa oom Kulu kuier by sy kinders en so aan. Ek spreek God se seën oor hom uit, net goedheid en guns. Volg oom al die dae van die lewe. Dankie Reine, Tasha en kinders. Dankie Johan. OK, ek gaan vra dat julle saam met my staan. Ons gaan afsluit met gebed. Ons gaan koffie en 'n paar goedjies geniet hier buite, so kuier gerus saam met ons en ja, kom ons ek wil sê catch 'n bietjie op met mekaar. So staan saam met my en dan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons kan terugdink aan die oom en wat hy beteken het in ons lewe. Dankie dat ons stories kan hoor. Dankie dat ons gedagtes kan hê. Maar Vader, so wil ek ook vra terwyl ons hom in herinnering bring, dat ons ook dink aan U, Here, en U werk in ons.
En soos wat ons hier uitgaan, Vader, dat ons U aan die hand sal hou. En Here, dat die lewe wat ons het om te leef, 'n lewe sal wees tot eer van U naam. En Vader, dat die lesse wat ons kon leer by die oom, dat ons dit sal implementeer, sodat ons kan groei, Here. Here, seën ons as ons uitmekaar gaan, seën ons saam zijn vanoggend. Ek bid dit in die naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie, die Here seën vir julle.